Ons verwelkom hulle wat by die woord in diepte aansluit by Homebase. Ek en Rebecca is weer hier. Ons begin met 'n splinter nuwe reeks oor die profeseë. En die profeseë is deel van my wese. Ek is lief daarvoor. En die bestudering van die profeseë is so interessant. Dit maak jou seker van dit waarin jy glo. Dit gee vir jou daai vastigheid in God se woord. En vandag kyk ons net na 'n paar beginsels van profetiese uitleg. En in die gebedsvoort het ons net 'n Bybel. En hy moet nie net daar lê nie. Daai bladsye moet so omgedraai word, een na die ander. En dan vergelyk jy vers met vers, teks met teks. En so kry mens die waarheid by die woord van God. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, terwyl ons weer na u woord gaan en dit oopmaak, gee vir ons die leiding wat ons nodig het om u woord reg te verstaan en dat ons daardeur goeie keuses sal maak. In Jesus naam. Amen. Beginsels van profetiese uitleg. En indien jy vriende het wat sê dat hulle Homebase nie meer kry op die skottel nie, op hulle TV nie, wys vir hulle dat hulle met YouTube op hulle selfone na hierdie lesse en uitsendings kan kyk en hulle so die Bybel op hulle eie tyd kan nagaan op hulle selfoon. Dis baie gerieflik. Jeremia 9 vers 24. Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Wanneer jy jou CV ingee, wat staan daarop? Alles wat jy gedoen het. Maar as iemand die weer sou vra, wie is jy, waar kom jy vandaan? En jy kan sê, ek het die Here lief. Hy kom eerste in my lewe. As iemand wil roem, laat hom hierop beroem dat hy my ken. En wanneer die Here kom op die wolke, sal hy aan die wat hom nie ken nie, sê, gaan weg van my. Ons moet die herder ken. Dit is belangrik. Matteus 24 vers 15. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Ons weet dat die boek Daniël 'n profetiese boek is. Daar's 'n stukkie geskiedenis in, ja. En die boek Openbaring is 'n profetiese boek, wat gaan oor Jesus en sy liefde. Pragtige boek. En ons kan nie die profeseë bestudeer op die wyse wat ek dit wil interpreteer nie. Dit werk nie so nie. As ek na die internet toe gaan en ek 'n teks daar insit en vra wat beteken hierdie teks, of ek sit die TV aan en ek kyk na so en so en so en so, dan is daar stories en idees en teorieë wat skreiend is. God se woord is 'n eenheid en moet as 'n eenheid hanteer word. Die woord moet vir ons sê, Jesus het ons nie in die duister gelaat nie. Sy woord gee vir ons die antwoorde. Ons kan nie as mense God afbring na ons vlak toe, dat hy moet sê wat ons wil hê hy moet sê nie. Dit werk net nie so nie. En ongelukkig doen baie mense dit. En dan as ek kyk na hulle uitsending, dan sien ek hulle raak opgewonde oor die dinge wat hulle geïnterpreteer het en gee, en dit verhef hulle leserstal of kykerstal of wat ook al.
maar dit verhef nie God nie. En dit is vir my 'n baie goeie toets. Wanneer jy die gruwel, dis nie iets mooi nie, dis iets leliks, wat in die godsdienstige wêreld inkruip, deur magte van die bose, wat in die godsdiens inkom, en wat taktiek gebruik, wat Satan gebruik het, deur oorreding en geweld en lelike dinge, dan weet ek, dat ek moet oplet. En daardie woordjie, hy wat lees moet oplet. Dit is belangrik. Wanneer iets ook in Genesis genoem word, let op dat dit die eerste keer daar genoem word en dat dit dwars deur die Bybel gaan en sy vervulling hier in Openbaring vind. Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. As jy vir iemand sou vra, lees vir my een van die saligspreuke, of 2 of 3, maar lees dit uit die boek Openbaring, dan sal die boek 'n persoon nie dadelik weet wat jy bedoel nie. Maar hier is een van die saligspreuke. Salig is hy wat die woorde van die profesie, nie van profesie nie, van die profesie, profesie in die boek Openbaring, lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. Dan is daar baie belangrike rede, want die tyd is naby. Ons leef nou in die einde van tyd, en hierdie profesie kry nou end, dat hulle kom tot hulle vervulling. Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Weer die kontras tussen een van Jesus se disippels en die eie ek wat sy saligheid deur werke wil verdien. Neem my juk op julle. Nou, watter juk is Christus se juk? Kom ons pak net hierdie versie bietjie uit. Hoe lyk Christus se juk? Wat is dit? Wat moet ons doen? Dit sê, en leer van my. Met ander woorde, sy juk is 'n leerervaring. Dit is ook heiligmaking, ons groei, dit is 'n proses. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. So hoe moet ons lewe? Die eie ek het nie plek saam met die woord nederig en sagmoedigheid nie. So ons moet daardie dinge wat in Lucifer se hart opgekom het, nie onderdruk nie, maar uitgooi uit ons lewe uit. Hoogmoed en selfsug moet heeltemal pad gee. En julle sal rus vind vir julle siele. Met ander woorde, ons soek na waarheid, maar ons sal net waarheid vind wanneer ons sy juk dra. Nou wat is sy juk? Anders verstaan ons hierdie versie glad nie. Sy juk is sag. Dis nie swaar nie. Die swaar juk is om te soek deur werke om gered te word, en dit werk nie so nie. Maar Jesus se juk is diensbaarheid aan ons naaste. Lees maar wat Jesaja sê van wat ons hoort te doen. Ons moet die weduwee en die wees en die vreemdeling genadig wees en vir hulle sorg. Ons het geen rede om te leef op hierdie aarde tensy ons diensbaar is aan ons naaste nie. So, doen soos ek doen. Neem my juk op julle, leer van my. Hoe het Christus opgetree, dat ons ook so optree? Het hy vir die vrou wat in oorspel gevang is, gesê, jy moes gekyk het wat jy doen, jy moes. Hy het nie
haar veroordeel nie. Hy het nie wat sy gedoen, goedgekeur nie, het gesê, gaan en sondig nie meer nie, maar hy het nie klippe gegooi nie. Jeremia 9 vers 23, maar voor ons daarby kom, die juk wat ons dra op hierdie aarde, is nie maklik nie, omdat dit ons eie juk is. En kyk net na die bygaande foto daar loop 'n vrou, en daai twee mandjies, jy kan een van hulle dra met die hand, maar die twee saam is baie swaar, en sy het hulle daar op 'n stok, en sy dra hulle so, dis in die ooste waar hulle so dra. Sy dra, het lyk vir my na 'n pineappel in die voorste mandjie, en nog ander gewasse wat sy geoes het, wat sy huis toe neem, vir haar kinders seker om te eet, of om te verkoop, en so werk sy. Haar hande is verrimpeld, sy werk hard, sy werk in die son, en sy gaan om, so Spreuke 31 sê, die getroue vrou wat werk vir haar huis, sy dra haar juk. Jeremia 9 vers 23, wat sê die Here? So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. So die wyse man, dink hy is baie slim, en die sterk man, dink hy is baie sterk, maar die Here sê ons roem is nie daar nie. Ons roem is dat ons die Here ken. Ons moet reg en geregtigheid doen, en nie selfsug en die eie ek voed nie. Psalm 139 vers 1 is 'n baie mooi teks vir my. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. In die nuwe vertaling sê dit, U sien dwars deur my. Ons lewe is deurskynend vir die Here. Vers 2. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al sy weë goed bekend. Hier vertel dit van ons dat Jesus ons gedagtes kan lees. Hy weet wat ons dink, ja, wat ons gaan dink. En hy leef in die ewige toekoms. Hy ken ons hom. Vers 4 sê, Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, U ken dit geheel en al. daar sê dit vir ons, dat die Here die toekoms ken. Hy ken dit vooruit. En vers 5, U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. En wat vir my so wonderlik en mooi is dat die Here hierdie diep waarhede aan die psalmis, aan Dawid, openbaar. En hy sê vir hom, hy sluit hom in van voor en van agter. Hy lê sy hand op hom. En hy skryf hierdie lied. En hulle het baie van hierdie psalms gesing. Dit is vir my pragtig om te weet dat die Here ons ken, dat hy ons verstaan, en dat hy met liefde omgee vir elkeen van ons. En dan sê hy, om dit te begryp, is te hoog, te wonderbaar vir my. Dit is wonderbaar. As ek daar na die fotootjie kyk, as jy mooi kyk daar, sal jy sien dat hierdie diertjie is baie mooi gekamoufleer. Dit is op die warm sand, waar hierdie geitjie staan. En as jy na daai velletjie kyk en jy aan hom sou vat, daai velletjie is bitter, bitter dun en sag. Die laaste plek waar hierdie geitjie sal kan oorleef is in die woestyn. En tog, dit is presies waar ek hom teëgekom het.
in die woestyn. En 'n reptiel se pote sit aan die kant van sy lyf. En soos roeispane in 'n boot, moet hy hulle van voor na agter beweeg. En dan krap hy so oor die sand en hy hardloop. 'n Slang het nie pote nie, en dan moet hy daai S-bewegings maak om vorentoe te beweeg. Maar hierdie geitjie het geleer, God het hom so gemaak, dat hy homself oplig van die grond af, van die sand af, van daai warm sand af, dat die lug onder sy maag kan deurwaai en hom koel hou. En as ek so kyk na hom, hoe hy kan oorleef in daardie woestyn, is net 'n wonderwerk. Dis asof hy deurskynend is, of van glas gemaak is, so fynkies. En dan sê ek, dit is te hoog vir my, ek kan nie daar bykom nie. En sy ou pootjies, dan klim hy by 'n glasruit op, en hy gly nie. God het elke diertjie gemaak, en hy weet hoe om dit reg te doen. Psalm 147 vers 5. Ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. En die feit dat 'n mens daardie feit kon raak sien en neerskryf, en dat dit bewaar gebly het vir ons, sê vir my dat die Here groot is in krag en sy verstand is oneindig. Ons sal in die ewigheid die natuur bestudeer. Kom ons sien wat sê Paulus in Romeine 11 vers 33, want ons moet mensetaal gebruik om God te beskryf. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Ek gaan in die hemel te min tyd hê om al God se handewerk na te gaan, want ek is lief vir die natuur. En wanneer hy hierdie aarde herskep na die 1000 jaar, wil ek in die voorste ry staan, om te sien wat hy doen en hoe hy dit doen. Dit gaan my hele wese met vreugde vervul, om te sien wat God doen en hoe hy dit doen. Ek sal met die blare, met die bome, met die blomme gesels. Ek sal verstaan hoekom hulle is soos wat hulle is. Ek sal al die ingewikkeldhede in die lewe van die insekte en die voëls wil naspeur. En dan het ek 'n vrees dat die ewigheid te kort gaan wees vir al daai dinge. Want dit is so enorm groot. Hoe meer ek leer dag na dag, hoe dieper is God se handewerk. Hoe besef ek hoe min ek weet. 1 Johannes 3 vers 20. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Daai woordjie alles. Hy weet alles. Van die verlede, van die hede en van die toekoms. Dis vir my sulke mooi woorde hierdie, wat die psalmdigter, Romeine, Paulus en Johannes sê. God is groot. As ons wil roem, laat ons oor sy lewe roem. Daniël 12 vers 4. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. In 'n visioen sê die engel vir Daniël, hou hierdie woorde geheim, verseël die boek. God weet wat hy doen en hy gee hierdie boodskap vir sy profeet. En Daniël word nie verduidelik wat hier aangaan nie. Dit moet verseël word. Maar daar's 'n belofte en 'n profesie by. Mense sal dit deursoek. Dit sê baie sal dit deursoek en kennis sal vermeerder. En in die laaste 20, 30, 50 jaar soek die mense in
Daniël en Openbaring, en die boeke gaan oop vir ons. Daar's nuwe waarhede. Daar's pragtige waarhede in hierdie boek, in die boek Daniël. En dit lê die fondament daar vir die boek Openbaring, dat hierdie dinge begin sin maak. En daar's insigte wat net fantasties is. As ek dink aan die boek Hebreërs, oor die heiligdom waarheid, hoe dit oopgegaan het. En daar's nog, ek wens hulle wil die kursusse vir predikante herskryf aan die universiteite, wat die tokkelokke oplei. Want dit is net doodse stilte oor sekere van hierdie boeke en hoofstukke. Hulle het nie 'n idee waaroor dit gaan nie. En hier staan die profesie, baie sal dit deursoek en kennis sal vermeerder. En ons weet vandag meer van Daniël in die boek Openbaring en die boek Hebreërs, as wat al die mense in die verlede, deur al die eeue, geweet het. En dan sê Openbaring 22 vers 10, En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Toe ek op skool was, het my Bybelonderwyser vir my geleer dat Openbaring 'n geseëlde of verseëlde boek is. En blykbaar het hy dit nooit gelees nie, want vers 10 sê, moenie die woorde van hierdie profesie verseël nie, want die tyd is naby. Dit moet oopgaan vir jou verstand. Jy moet dit lees, jy moet dit verstaan. Hoe kon ons die evangelies verstaan sonder die boek Openbaring? Dit openbaar die liefde van God op 'n baie hoër vlak aan ons. Matteus 5 vers 18. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Hier is 'n vaste reël wat ons in die woord kry, dat God se woorde staan vas. En dit sal nooit verander. Wat sal eers moet gebeur voordat dit verander? Die planete in die lugruim sal eers tot niet moet gaan en ons aarde is een van hulle. Ek onthou, ek het op skool in aardrykskunde klas, weet nie of standaard 7 was nie, het ek geleer, ons het 9 planete. En ek het 'n fotootjie wat hierby gaan, daar die 9 planete en die son. Dink die naaste een aan ons hier, of die tweede naaste is die aarde. Maar daar is die son. Mens kan hulle nie in verhouding sit nie, want dan is die son te ver weg. Of die planete is nie sigbaar nie. Maar as ons hulle so by mekaar net daar in 'n ry sit, daar is die planete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Nou vandag sê hulle daar, Pluto is nie 'n planeet nie, en daar's nog ander redes daarvoor. En wat so om die son beweeg. En dit is vir my baie interessant. Hulle is nog almal daar. Hulle ontdek wel nuus, maar hulle verdwyn nie. So God se woord staan nog vas. Ons son bestaan nog. 2 Timoteus 3 vers 15. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Hier skryf Paulus vir ons 'n waarheid neer wat groter is as wat ons as mense kan verstaan. Hy sê, jy moet van kleins af hierdie skrifte in jou karakter inbou. Baie keer as jy groot is, dan
stel jy nie meer belang in die dinge nie. Jy het ook nie daai fondament wat vas is nie. Dis 'n prediker wat sê dat ons die Here moet ken in die dae van ons jeug, voordat die ongelukkige dae kom en jy sal sê, ek het daar geen vreugde in nie. Van kleins af moet jy dit deel van jou lewe kan maak. Boeke is vermoeiing van die vlees, sê hy in Prediker. Hier sê dit, as jy die heilige skrifte ken, die woord van God, dit kan jou wys maak tot saligheid. Nie al die dinge wat in die biblioteke van die wêreld is nie. Deur die geloof. Met ander woorde, ons kan nie Christus sien vandag nie, maar ons kan hom deur geloof sien. Ons kan hom in sy woord raak lees en sien. En dan vers 16. Die skrif is deur God ingegee. Baie mense glo dit. Maar die hele skrif nie. Hulle vat 'n skêr, dan sny hulle uit wat hulle wil uitsny. Het u al ooit gehoor dat 'n teoloog of 'n predikant of 'n leraar of wie hy ook al is, sê maar daardie deel van die skrif moet ons nie so verstaan nie, dan skuif hy dit uit. En wat hulle baie keer doen, om in te pas by die politieke arena van die wêrelddenke van vandag, skuif hulle die eerste 11 hoofstukke van Genesis uit. Die skepper word uitgesluit. En as hy nie meer skepper is nie, dan val alles plat. En dan sê dit hier, die hele skrif is deur God ingegee. Hy het nie 'n sinnetjie geskryf wat onvanpas is of wat nie belangrik is nie. En is nuttig, so ons moet daaruit leer. Dit weer lê ons gedagtes wat verkeerd is. En dit sê daar's teregwysing. Dit wys mense tereg. Dis onderwysing in die geregtigheid. Dit bou jou op in die reg, nie in die onreg nie. Vers 17. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk toegerus. Ek tel 'n boek op en die boek sê 'n complete en daar gaan dit aan. Alles is daar, sê die boek, maar alles is nie daar nie. God se woord is al boek wat volkome is en ons kan onsself volkome toerus met sy woord. Lukas 24 vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Toe Jesus langs daardie 2 Emmausgangers stap, toe los hy die boek Konings uit en hy los die boek Jesaja uit. Nee, hy het vanaf Genesis begin en hy dwars deur die wet en die profete gegaan. En hy die waarhede en die profeseë aangaande die Messias vir hulle uitgewys. En wat sê die skrif? In Lukas 24 sê hulle harte het binne hulle gebrand, hulle het geweet, dis waarheid. Want die bewys was die Heilige Gees wat in hulle gewerk het. Daniël 7 vers 7. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Nou my liewe kyker, ek vra vir jou, as jy na 'n dierkundige toe gaan aan een van ons universiteite en jy vra vir hom, is hierdie 'n soogdier of 'n reptiel, wat se dier is hierdie? Dan sal hy net vir jou reguit sê, as jy uitlag, sê daar is nie so 'n dier nie. Jy het 'n droom gehad, jy het 'n nagmerrie gehad. En dis wat die wêreld dink van God se woord. En as ons na daai bygaande foto kyk, hierdie 4de dier, wat hier in Daniël 7 genoem word, was 'n verskriklike gedrog. Nou ons het nie 'n foto van hom nie,
maar dis hoe die internet hom voorstel, en as jy kyk na daai dier, is 'n verskriklike ding. Hy het groot eystertande, hy verslind, hy vermorsel, dis wat hy doen, hy trap alles plat, en die oorskot trap hy met sy pote plat. Nou dit sê dis die 4de dier, wat was dan die eerste dier? Die eerste dier was 'n leeu, en die tweede dier was 'n beer, en die derde dier was 'n luiperd, en hierdie 4de dier was net iets uit, ek weet nie, 'n verskriklike ding. Nou, hoe moet ons dit verstaan? Ek het dierkunde op universiteit geneem, en ek het nooit van hierdie dier geleer nie. So, wat beteken dit? En as ek kyk na die opskrif beginsels van profetiese uitleg, die eerste beginsel is dat ek God se woord moet respekteer. Die Here praat en hy gee sy waarhede deur vir ons, nie die boeke aan die universiteite nie. En hoe moet ek hierdie dier met 10 horings begryp en verstaan? Kom ons lees eers Daniël 8 vers 3. En ek het my oë opgeslaan en gesien, en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier, en hy het 2 horings gehad, en die 2 horings was hoog. Ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom. Nou wat het 'n ram? Wat beteken dit? En wat beteken die horings? Een was groter as die ander. Wat se simboliek gaan hier aan? Daniël 7 vers 24. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Hier gaan ons oë nou oop. As jy iets nie verstaan nie, lees aan. Lees die vorige hoofstuk, lees hierdie hoofstuk, lees die volgende hoofstuk, lees dan al 3 hoofstukke deur sonder 'n steuring, en kry 'n groot prentjie van wat hier aangaan, en soek dan in die woord orals waar die woord horing gebruik word. Kom ons lees hierdie vers 24, want nou gaan die lig vir ons op. En die 10 horings uit daardie koninkryk, wat sê dit vir jou? Die 10 horings het uit die kop van die dier gekom. So die dier is 'n koninkryk. En die 10 horings uit daai koninkryk sal 10 konings opstaan. Nou maak dit sin. So verduidelik Professor X en Dominee so in hierdie predikant in daai boek, en daar staan, nee, so verduidelik God se woord. Ons kan nie ons eie betekenis gee aan profeseë nie. Die teks sê vir my, dat 'n dier is 'n koninkryk, en uit daai koninkryk sê die woord, in Daniël 7:24, sal 10 konings opstaan, so daar sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, hier word tot 'n volgorde gegee, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En as ons het nie tyd nou om in hierdie profeseë in te gaan nie, want ons gaan nie hier spesifieke profeseë behandel nie. Ons kyk na die beginsels. Dit sê vir ons dat 3 horingkies is ontwortel in die boek Daniël. En toe kom daar 'n klein horingkie uit tussen hulle. En dis konings. En dan kyk ons wat dit beteken. Nou kan die mense wat die geskiedenisboeke lees, 2 en 2 begin by mekaar sit. Openbaring 1 vers 16. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp 2-snydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. As ek vinnig na hierdie versie kyk, dan sien ek die term
sterre en dan is daar 7. Ek sien dat hier 'n skerp tweesnydende swaard is en dit het uit sy mond, nou wie se mond, uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En dalk kan die mense wat God se woord gereeld lees en goeie Bybelstudente is, al hier begin begryp wat dit sê. Want ons sal later sien wat die son voorstel en dat hierdie skerp tweesnydende swaard, het iemand se woorde jou al getref soos 'n swaard? Woorde kan kragtig wees. En Efesiërs 6 vers 17. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Daar gaan weer 'n liggie op. Die swaard van die Gees. So wat is die swaard? Dit is die woord van God. Dit is ons Bybel. En as ons nou teruggaan na Openbaring 1 vers 16 toe, in sy regterhand het hy, hoofletter hy, dit is God, of Jesus, 'n skerp tweesnydende swaard, die woord van God gehad. En uit sy mond het uitgegaan, en sy aangesig was soos die son. En nou begin dit sin maak. God, sy heerlikheid is soos die son, en is baie helderder as die son, wat skyn in sy krag. Nou begin ons die dinge by mekaar sit, soos die Bybel dit verklaar. Ek het probeer om nou die dag vir 'n groepie mense te verduidelik. Wanneer jy 'n teorie het, en jy sê vir jouself, hierdie simbool, ons is besig met simbole vandag. Hierdie simbool beteken dit. En dis jou teorie, maar jy het geen grond daarvoor nie. Nou gaan soek jy in die Bybel, van Genesis tot Openbaring, en dan soek jy, en dan soek jy, en dan soek jy, en dan kry jy tekste wat daardie teorie van jou staaf. Dit is nie die regte manier om die Bybel te bestudeer nie. So lei die duiwel jou op die afgrond, al vinniger en vinniger, tot hy jou het net waar hy jou wil hê. Wat jy doen is, voor jy hierdie boek, God se woord oopmaak, eerste, vergeet jou teorieë, bid jy, dit kom eerste, nadat jy gebid het, dan maak jy sy woord oop, en dan vra jy God, openbaar u woord aan my, nie bewys my teorie nie, sy woord kom eerste, en dan vra jy jouself, wat sê hierdie teks? Nie wat sê hierdie teks vir my nie, wat sê hierdie teks soos hy daar staan, en as dit vir jou duidelik word, soos die skrif dit verduidelik, dan kan jy sê, dit toepas en sê, wat sê dit vir my, want iemand anders kan dit iets anders beteken. En dan kan daai persoon nie sê, dit is wat die skrif sê, en jy kan net sê, dit is wat die skrif vir hom sê. So ons moet oppas daar. Neem die helm van verlossing en die swaard. Nou wat is die helm? Wat is die hoed? Hierdie simboliek word in die Bybel gebruik, en dit is pragtig, dit verryk die woord van God vir ons. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Hier is weer 'n definisie wat ons in Efesiërs kry. Dit is 'n tweesnydende swaard. Lees verder. In Hebreërs kry ons dit. Hebreërs. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Wanneer God se woord met jou praat, is dit soos 'n skerp tweesnydende swaard. Dit sny die
nonsens wat jy geglo het, wat gepreek is van kansels, wat jy geleer is van jy 'n kind was, weg. En die waarheid kom te voorskyn. Dit is pragtig. Kom ons gaan nou Openbaring 12 toe, 'n pragtige hoofstuk, wat die geskiedenis van hierdie wêreld so saamvat in 'n paar verse. Vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Hier is nou beeldspraak en simbole wat hier gebruik word. En sinspelings kan ons maar sê, tipes en antitipes, ensovoorts. En ek kan nie gaan in my eie verduideliking daar gee nie. Maar, laat ek maar vir die so noem, 'n vrou, sê die Bybel, stel 'n kerk voor, 'n groep, 'n organisasie. En hierdie kerk kan een van twee wees. Dit kan 'n goeie vrou wees, 'n rein vrou, of dit kan 'n onrein vrou wees, 'n prostituut. En die Bybel gebruik daai terminologie dwars deur. 'n goeie rein vrou is God se kerk, sy kinders. En 'n prostituut stel die valse waarhede voor, wat ander kerke, wat sekere kerke dan verkondig, wat nie Bybels is nie. En sy is met die son bekleed. Het ons nie net nou gelees en begin dink dat hy met 'n hoofletter, sê Openbaring 1:16, wat die 7 sterre gehou het, en 'n skerp tweesnydende swaard uit sy mond gegaan het, dis die woord van God uit sy mond gegaan het, en sy aangesig soos die son wat skyn. Nou sê dit hier, hierdie kerk is met die son bekleed. Met wie sy bekleed? Met Christus se waarheid. Nou begin die dinge logies, sin maak. En die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou ons gaan nie in die besonderheid hierin nie, maar hier is weer beelde wat gebruik word, en die Bybel verklaar homself. En die bygaande foto is 'n skilder het dit so voorgestel. Openbaring 12 se rein vrou. Weet nie of u al ooit die maan sien opkom het, volmaan, beaand, beskoon, wolklose nag nie. Dit is asof hy die hele aarde in maanlig en skoonheid hul, 'n rein vrou wat staan op die maan. Lees vir ons Openbaring 21:2. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toebereid soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hier wil ek net ook so noem. Daar's mense wat weer die hele Bybel vergeestelik en sê Jesus het nooit bestaan nie, dis maar net 'n idee. Jy kan so ver na die een kant toe gaan dat jy verdwaal, en jy kan net so ver na die ander kant toe gaan en ook heeltemal verdwaal. Hier waar Johannes sê uit die heilige stad, die nuwe Jerusalem, nie die Jerusalem nou in Israel nie, sien neerdal van God uit die hemel. Dis woorde wat direk geskryf is, wat ons kan verstaan. En daai stad gaan werklik uit die hemel neerdal, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Bruid, vrou, dui weer op God se kerk. En dit gaan aarde toe kom, na die 1000 jaar. En Micha sê dieselfde. En Openbaring noem dit ook. Dit is pragtig hierdie woorde. Kom ons lees Efesiërs 5 vers 31. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Wat sê hierdie vers vir jou?
Ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Hier is ook 'n teks, dat die twee moet een word, Christus en sy bruid. Pragtige woorde, Jeremia 6 vers 2. Die mooie en die verwende verdelg ek, die dogter van Sion. En ek dink as ons daardie teks in die King James lees, dan gaan ons nog meer daarvan begryp. En daar sê dit spesifiek vir jou. Onthou hierdie teks, Jesaja 6 vers 2. En dan gaan jy dit na in die King James. In die Afrikaans steek het so bietjie weg. Ekskuus, het ek gesê Jesaja, ek bedoel Jeremia. Hulle kan agterkom, ek word ook oud, ek lees nie meer so mooi en reg nie. Jeremia 6 vers 2. Die mooie, die verwende, verdelg ek, die dogter van Sion. Rebecca, lees dit vir ons. I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. So hier sê hy, ek het die dogter van Sion, wat verwys na Jerusalem, vergelyk met 'n maagd. Die Afrikaans praat van die mooie en die verwende, maar die dogter van Sion. So hier is ook simboliek wat die Bybel vir ons duidelik stel. Nou kom ons kyk na die waarde van simboliek. Punt nommer 1. Dit noop ons om sy woord te bestudeer. Want ek hoor die vraag, hoekom word die Bybel nie direk geskryf nie? Ons bestudeer die Bybel. En dan die tweede punt daar. Vers met vers te vergelyk. En wanneer ons so die Bybel bestudeer en hier 'n vers en daar 'n vers kry en ons moet die hele Bybel deurlees om dit te kan doen, dan word sy woord ons eie. Ons begin dit begryp, ons begin dit deel van ons word. Punt 3, die woord word interessant. Ons begin dinge raak sien wat ons nooit raak gesien het nie. Sy woord praat met ons en ons word verryk. Maar nie net ons nie. Die literêre waarde van die Bybel word verryk soos wat ons sien dat die simboliek gebruik word. En van die terme kan dubbel betekenis hê. Punt 4, dit skei die oppervlakkige leser van die student. Hy wat net lees, versie lees, bid en amen sê en in die bed spring, en die Bybel beteken vir hom niks. Daar kom lewe uit daardie woord uit. En dan 'n verskriklik belangrike punt, dit stel die Heilige Gees tot ons beskikking as ons leermeester. Die Heilige Gees maak jou verstand helder, wanneer ons nie ons eie verklaring gee nie, maar bid dat sy Gees ons lei in ons verstaan van die woord. En dit bied aan ons 'n uitdaging. En is lekker om hierdie uitdaging te aanvaar. En dit bly permanente uitdaging, want niemand is volleerd nie. En so vind die Bybel 'n lêplekkie in die Bybelstudent se hart. En dit verander hom. Mense sien die verandering en hulle begin van jou praat as 'n kind van God. Nou ek wil hê, jy moet hierso na voorbeelde vir ons kyk en vir ons lees uit die Bybel uit, want ek het dit nie neergeskryf nie. Die eerste een is, en ek wil hê hulle moet daardie skyfie ook opsit, die volgende een, en hom ophou asseblief, en dat ons daarna kan kyk, dis dalk bietjie klein geskryf, maar ek wil net 'n paar simbole en voorbeelde vir u noem hier. Wat is 'n dier? En die antwoorde het ek maar ingesit vir u so lank hier. 'n Dier is 'n koninkryk, of dit kan 'n regering wees, of 'n politieke mag. Lees vir ons Daniël 7 en vers 23. So het hy gesê, die vierde dier,
die 4de koninkryk. Die 4de dier, die 4de koninkryk. Sien jy hoe gebruik ons God se woord? Nie my eie idee nie. Goed. En dis nie die 3de dier of die 2de dier nie. Party mense kom en sê, dis China, dis Rusland, hulle lees die nuus en koerant, en lees die Bybel, en dan sê hulle, joh, maar dit werk mooi uit, en dan verkondig hulle dit. Hulle het eers die koerant gelees, toe hulle Bybel, en toe tot 'n gevolgtrekking gekom. Ek het net nou genoem, jy bid eers, as jou Bybel toe is. Dan maak jy hom oop, en jy vra die Heilige Gees om vir jou dit wat waar is te lees. Jy gaan nie eers by die koerant begin nie. Goed, kom ons kyk na horings. Wat is horings? Dit is konings. So lees vir ons Daniël 7 vers 24. En die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. So die antwoord is so duidelik, en dan hoofstuk 8 van Daniël, volgende hoofstuk, lees vers 21. Daniël 8 vers 21. Ons gaan nie al die verse lees nie, dit sal te lank vat. En die harige bok is die koning van Griekeland. Wat sê dit? Die harige bok, as jy Daniël lees, dit is die koning van Griekeland. En as ons die geskiedenis nagaan, dan weet ons, dis Alexander die Grote. Vers 22. En dat dit gebreek is en 4 in sy plek ontstaan het. 4 koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. So, hier by horing staan, dis konings of koninkryke, wat mag en krag het. En daar sê Daniël vir ons direk, dat daar 4 ontstaan, en die geskiedenis praat van die 4 generaals, onder wie Alexander se ryk verdeel is. Hy het een nag, hulle dink, hy het hom dood gedrink, en hy het dit nie oorleef nie. En het voor hy sterf het hom gevra, wat moet ons doen? Hy sê, julle moet dit maar onder julle self verdeel, en hulle het geveg. Ek kan nie daai name onthou nie, jy ken hulle. Ja. Sy 4. En dan is daar Sagaria, maar kom ons gaan na Openbaring 17 toe. Openbaring 17 en vers 12. Net om te wys dat verskillende boeke gee vir ons dieselfde antwoord. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Net tot sover. Die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Dit, met ander woorde, dis duidelik. Dis nie spekulasie nie. Nou gaan ons na son of lig. Ek het nie die woord lig daar vir u opgesit nie, maar ek moes dit tussen hakies gesit het by son. Jesus word voorgestel deur die son of die evangelie. En dan lees ons Matteus 17 vers 2. Die eerste evangelie geskryf deur Matteus, hoofstuk 17 en vers 2. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Pragtige vers. Nou tyd haal ons in. Kom ons gaan na Jeremia. Ons het dit gelees van 'n rein vrou, Jeremia 6 vers 2, so kom ons gaan na onrein, afvallige kerk toe, onrein vrou. En ons gaan maar na Openbaring 14 vers 4 toe. Daar's baie, daar's hoofstukke in Esegiel daaroor geskryf. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Ok, ons kan net so ver lees. Nou, die swaard, die woord van God, wat sê Efesiërs 6 vers 17? Efesiërs 6 vers 17, hier moet Rebecca maar vinnig naslaan. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Dit is die woord van God. En nou Hebreërs 4 vers 12,
Dit is so duidelik wanneer ons hierdie simbole nagaan. En as ons dit verstaan, dan begin die skrif lewend word. Hebreërs 4 en vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. As enige tweesnydende swaard. Dit is pragtig hierdie, om het so te lees. Ek gaan nie die volgende naslaan nie. Die swaard dui bloedvergieting en vernietiging aan. En daar is die tekste. En hier en daar mag het 'n teks voor of na dit wees, want ek het nie altyd die Engels en die Afrikaans gekoördineer nie. En dan waters. Waters dui op bewoonde gebied, waar daar baie mense en nasies is, soos Openbaring 17 vers 15 vir ons sê. Ek wil net vir u noem, dat ek 4 bladsye het, wat ek gekondenseer het op 4 skyfies. En as u WhatsApp nommer die naam vir my stuur en dit aanvra, dan gaan ek vir u hierdie 4 skyfies deurgee, met al die simbole in die Bybel en die tekste daar langsaan en wat dit beteken. Dis 'n geweldige hulp vir die student as u wil studeer. In ons gebedsfoto wys dit die wolke en die son wat daar deur skyn. En ek sien uit na die dag, wanneer ons as verlostes die Here sal sien kom op die wolke, wanneer die simbole in sy woord vir die Bybelstudent wat die Bybel oopmaak en vra vir die Heilige Gees om sy gedagte te open en wie se karakter gevorm is na Jesus se beeld, wanneer hy sy herskepingswerk in ons lewe gedoen het. Ons gaan nie nuwe karakters kry as ons hemel toe gaan. Ek sê dit weer, ons gaan nie nuwe karakters kry as ons hemel toe gaan nie. Ons moet hier op aarde karakters bou wat die toets sal deurstaan en dan sal ons verder aan ons karakters bou. Wat gaan ons kry as hy kom op die wolke? 'n nuwe geestelike liggaam. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dankie vir u woord. Mag dit lê plek in ons harte kry. En mag al hierdie simbole vir ons duidelik word, soos ons u woord vra om dit te verklaar. Amen.